Kykers by die huis, goeiemiddag. Baie dankie dat julle ons program kyk. Ek waardeer julle boodskappe, die ouens wat boodskappe stuur, SMS'e stuur, kommentaar stuur. Dankie vir jou belangstelling en baie dankie vir jou SMS'e, WhatsApps en selfs die ouens wat oproepe maak aan ons kontak. Ek wil vir jou sê net baie dankie daarvoor. En vir die ouens wat partykeer bietjie lank moet wag vir dat ons iets vir jou moet pos. Jammer ouens, ons is partykeer maar rof besig en ons kry nie al ons draaie vinnig genoeg nie. So, en dit vat tyd, ongelukkig het ons nog nie een van die fancy nice blinkmachine wat al die koppies maak nie, so alles moet nog 1-1-1-1 gedoen word, 1-1 geprint word en 1-1 gesny word, so dit vat partykeer 'n rukkie om deur dit alles te kom. So vergewe ons, verstaan maar dat ons nog nie in die posisie is om duisende per dag te doen of 'n paar honderd per dag te doen nie. Ek wil met jou praat oor 'n paar ernstige kwessies. Ons gaan praat oor die verkiesing ook en ons gaan praat vandag oor 'n probleem wat ons in die kerke wêreld het en wat ek ervaar die laaste tyd is dat ons morele kompas verloor het. Die kerk het die morele kompas verloor. En eintlik is die morele kompas ons Bybels. Ons het die Bybelse standaard vir moraliteit verloor. Die wêreld en baie kerklike of godsdienstige instansies verklein neer die morele waardes wat deur die Bybel voorgestel word en dit word afvallige kerkleiers al hierdie tipe dinge verklein neer die Bybelse waardes. Christene wat dit soek word verneder, hulle word verag, hulle word verwerp, hulle word beledig en word as oudtyds en onvanpas beskou. Naderhand voel die ouens minderwaardig. Ouens wat werklik die pad met God in heiligmaking wil stap, voel naderhand minderwaardig, soos wat hulle afgekraak en afgebreek word deur afvallige leierskap en deur die wêreld. Hulle word gesê as jy's wetties, die baie van die afvallige kerke wêreld, as ek dit so kan noem, of Christen wêreld, beskou dit en sê, jy's wetties. Dis nie wetties nie, dis gehoorsaamheid, ouens. Dit gaan nie oor wetties nie, dit gaan oor gehoorsaamheid. Ek wil ook dit so noem, soos wat Satan, Jesus met die Bybel, met woord, het die Satan gekom en Jesus probeer afvallig maak en verlei. En so gebeur dit ook vandag, dat daar sekere kerkleiers is wat in die verkeerde doktrines en verkeerde denkwyses, denkskole betrokke geraak het en gebruik die Bybel met die verkeerde opset om mense afvallig te maak en sonde te verskoon in plaas van om sonde aan te spreek. En sodoende word Bybelse verwysings gebruik om getroue Christene wat werklik die Here wil getrou wees te ontspoor en hulle wil hulle reg help tussen hakies. Wat nie reg help is nie, wat afvallig maak is. En weet jy, op die einde van die dag gaan dit alles daaroor om afvallige verlore mense te akkommodeer, in plaas van om die evangelie aan hulle te bring, die ware evangelie aan hulle te bring, die evangelie van die kruis, om jouself af te lê, om jouself en jou begeertes te kruisig. Daai evangelie word nou verlore geraak, of geraak nou verlore, en daai mense word nie tot bekering gebring nie, maar hulle word geakkommodeer, en dit is nie wat God se plan was nie. Daai mense moet verander, en nou die kerk verander. En die probleem is die wêreldse sekulêre waardes word nou deur die kerk verwelkom. En ek praat oor die algemeen, ek weet, daar is ontsaglike mooi goddelike kerke, ek het al met van hulle te doen gehad, daar is ouens wat fantastiese smart, godvreesende bedienaars van die woord is, vir wie ek baie respek het, maar daar is ook afvalliges, en ongelukkig word die smalweg al smaller en al moeiliker om te sien deesdae. So ek herhaal vir jou weer, die wêreldse sekulêre waardes word deur die algemene kerk aangegryp en verwelkom, onder die voorwendsel van God se liefde, God se liefde, en moenie oordeel nie, en sulke tipe verskonings, weer eens soos ek gesê, die vyand kom met Bybelse terme, en bringe afvalligheid, en verlei. So het die duiwel gekom in die kerk geïnfiltreer, met 'n verkeerde humanistiese benadering, in plaas van om met 'n goddelike benadering te sit.
Nou bepaal die Bybel nie meer die Christenkerk en die Christen se morele standaard nie, ouens, en dis die probleem. Die wêreld het nou beheer, oorgeneem en bepaal die morele standaarde van die kerk. En wat vir die wêreld aanneemlik is, wil die wêreld die kerk mee hervorm. Die kerk word hervorm volgens die morele basis en standaard wat die wêreld dit wil hê. En ek en jy het nodig om wakker te word en 'n bietjie op ons perkie te klim en God se standaarde terug te bring in ons lewens, mense. En wie eens wil ek sê, daar's baie ouens wat die morele hoëgrond verlaat het en mense aftrek soontoe. Hulle het nie net dit self verlaat nie, maar hulle trek ander ook soontoe. En dis baie kerkleierskap ook wat mense afgetrek het in die laag grond in, kan ek sê, en die morele hoëgrond verlaat het. En mense, weet julle wat, dis harde werk om terug te klim op die morele hoëgrond. Maar dis die moeite werd. Ek weet daar's nog kerke op die morele hoëgrond. Ek het van hulle ontmoet. Daar's pastore vir wie ek geweldige respek het wat op die morele hoëgrond is. Maar so het ek ook baie ontmoet wat nie op die morele hoëgrond is nie. Ons het 'n opdrag van Jesus gekry om te gaan en disippels te maak. En ekskuus as ek my klipbord so 'n bietjie rondskuif. Dis belangrik, ek moet ongelukkig goed aflees, ek kan nie alles memoriseer nie. Ons het die opdrag van Jesus gekry, maak disippels, doop hulle, leer hulle, Matteus 28. Weet julle ouens wat, ons is besig om die Here Jesus Christus te val. Ons is nie besig met die suiwerlering wat die Bybel ons gee nie. Ons is besig met 'n geakkommodeerde, aangepaste lering wat dinge vir mense gemaklik maak en dis nie reg nie. Ons is besig om ons Jesus Christus, ons redder te val. Ek en jy wat leraars wat vandag vir my luister, ek en jy is verantwoordelik vir die siele van mense. Of ons lei hulle na God toe, of ons gaan hulle weglei van God af. En ek en jy moet daai keuse maak. Wat leer ons die mense? Ons moet die regte lering leer. As mense nie God wil aangryp nie, as hulle nie wil bekeer nie, is dit ons werk om hulle te verwilder. Nie om die kerk bloot te stel aan wolwe wat inkom nie, maar om die wolwe te verwilder. En dit klink miskien nou nie baie mooi vir die humanistiese benadering nie, maar dit is my en jou werk. God is 'n jaloerse God, hy beskerm dit wat syne is. Soos wat jy 'n jaloerse man is oor jou vrou, my boeta. Jy wil nie almal moet jou vrou bed toe sleep nie. So is jy 'n jaloerse man oor jou vrou. En so moet jy ook 'n jaloerse herder en leraar wees oor jou kudde. Ek het onlangs by 'n bazaar gewees en ek gaan nie kerke se name noem nie. Ek noem geen kerke se name nie. So ek wil nie in daai politiek betrokke raak nie. Eintlik is ons plig om name te noem, maar ongelukkig kan ons nie name noem nie en ek gaan dit ook nie doen nie. Maar kyk gerus na die insetsel. Ek het onlangs by 'n gemeente gewees of by 'n kerkbazaar gewees en gaan kyk wat gebeur by die kerkbazaar, want ek het baie stories gehoor en dinge gehoor van hierdie kerkbazaar. En ek het self gaan ondersoek instel, die kamera saamgevat en gaan kyk. Ek het 'n interview gedoen met iemand daarso. En ek wil hê kom ons kyk gou na 'n uitknipsel na hierdie bazaar en dan gaan ek en jy verder gesels. Sien jou nou weer. Jacques, baie goed om jou te ontmoet. Ek is Chris Stemmet en jy sê jy's Jacques. Jy het die mampoerstalletjie hierso by die bazaar. Hoe vind jy hierdie fees hierso? Man, ons is nou al so 5 jaar wat ons die stalletjie hardloop en mense geniet dit baie. Ek dink ons het 'n goeie kombinasie met die biltong en die mampoer. Ons verkoop ook Amarula fudge. Baie lekker is, die mense geniet dit. Okay, en vertel vir my, hoeveel mampoer het julle tot dusver verkoop vandag? Man, ons verkoop gewoonlik so 50 bottels op die dag. Ek kan nie vir jou presies sê hoeveel het ons nou al verkoop nie, maar die dinge loop goed. Ek sien julle lyk besig, as baie mense wat inkom by julle. Ja, veral met die hoofkunstenaars raak ons stalletjie nogal besig, ja. En die hoofkunstenaar is vandag Snotkop, as ek dit reg het. Dis reg, ja. So ons hoop hy gaan goed te lok, ja. Hoe laat verwag hulle hom? Hy gaan 2 uur begin sing. Okay, begin hy 2 uur sing. Okay. Nee, ek vra dit, ons loop maar 'n bietjie rond en ek vra 'n paar vrae en ek wil graag weet hoe lyk dit en hoe lyk dinge op so 'n bazaar, so dit is vir my belangrik om dit uit te vind. Sê vir my,
Sou jy jouself as 'n goeie persoon beskou? Myself as 'n goeie persoon. Ek sal, ja. Kan ek jou 'n paar vrae vra om te toets of dit so is? Ja, jy kan my 'n paar vrae vra. Sê vir my, het jy al ooit 'n leuen vertel? 'n Leuen vertel. Ek het ja. Wat noem jy iemand wat leuns vertel? 'n Normale persoon. Nee, spesifiek as ek vir jou gaan lieg, wat gaan jy my noem? 'n Leenaar. So as jy 'n leuen vertel, wat is jy dan? 'n Leenaar. Het iemand dit al so vir jou verduidelik? Nee, maar ek voel, ek meen die mens is in sonde gebore, so almal maak foute en jy pleeg sonde, maar En vertel vir my, het al iets gevat wat nie joune is nie? iets gevat wat nie myne is. Nie waarvan ek weet nie, nee. Jy het nog nooit nie sweets gesteel nie. Sweets. Ja, miskien 'n sweetie hier en daar, ja. So wat noem jy iemand wat iets vat wat nie syne is nie? Seker maar 'n dief. Nou, dit klink nie goed nie. En sê vir my, het jy al die naam van die Here ydelik gebruik, lasterlik gebruik? Ek het al, ja. En jy weet God hou nie daarvan nie, né? Die rede waaroor ek dit vra is dis vir my belangrik waartoe jy gaan. Sou jy nou voor God staan vandag en God moet jou oordeel op standaard van dit. Waartoe sou jy gaan? Kyk, ek voel ek is 'n gebalanseerde Christen. Ek voel ek het my normes en waardes waarmee ek groot geword het. Ek spreek geen oordeel oor enige ander persoon se geloofsoortuiging uit nie, maar ek hou ook nie af van as 'n ander persoon sy geloof op my afdoen. En by daai waarde staan ek en tyd. Maar dis soos ek vir jou gesê het, ek staan by my beginsels en ek glo daaraan. En ongeag wat iemand vir my sê, dat gaan nie verander nie. Of jy nou dink ek's verkeerd en jy dink jy's reg, is dit jou probleem. Maar om vir my te kom sê hoe ek my lewe moet lei en my geloof moet lei, stem ek glad nie mee saam. Okay, sê vir my, is jy 'n Christen? Ek is ja. Jy 'n Christen. Maak dit dan saak wat die Bybel en God vir ons sê. Natuurlik maak dit saak. So dis nie eintlik belangrik wat ek en jy sê nie, dis belangrik wat die woord dan sê, is dit nie? Kan ek jou vra, gaan jy die woord bietjie ondersoek en bestudeer? Okay. Ek ken nou nie elke Bybelvers nie. Ek meen ek sal eerlik dit sê, maar ek lees gereeld my Bybel. Ek het jou vandag nou net 'n paar vragies gevra en miskien ontstel dit jou en jy weet Weet jy wat, dit ontstel my nie, maar ek hou nie van ek praat nie oor geloof en politiek. Dit is my ding en ek hou nie van 'n persoon wat my uitlok oor hoe ek my lewe moet lei. Maar tog as ons Christene het God vir ons 'n standaard in die woord gestel en die woord sê tog ons moet mekaar vermaan en mekaar reg help. So dis belangrik dat ons dit doen, is dit nie? Maar as jy 'n predikant of hoe wil jy Ja. my daar reg help? Ja, ek is pastoor Chris Temmet. Maar ek meen ek gaan Sondag kerk toe en ek luister om my dominee en dis vir my van pas. Okay, by watter gemeente is jy by hierdie gemeente? Okay. Okay, nee, ek vra maar net en jy weet ons moet dink daaroor een of ander stadium gaan ons sterf en waar gaan ons dan heen? Waar gaan ons hemel toe? Wat se Mos my tyd. Ek wil hê jy moet oplet na dit wat jy op die uitknipsel gesien het. Hierdie kerk bring sekulêre wêreldse mense in om vermaak te bied aan die kerk. En ouens, dit was nooit ons opdrag van die Here af nie. Dit was nooit die Here se plan dat die wêreld die Christen moet vermaak nie. Inteendeel, ons het 'n boodskap om aan die Christen te bring en nou bring die wêreld 'n boodskap aan die Christen en ek is jammer dis verkeerd. En ons het nodig om te bid vir ouens wat bietjie die rigting verlaat het. Kyk na die situasie hierso. Hierdie persoon met wie ek nou die interview gehad het, met wie ek onderhoud gevoer het, hy vertel vir ons dat hulle gemiddeld 50 bottels mampoer per dag verkoop by so 'n bazaar. Ouens, 50 bottels mampoer, dis 'n paar liter. Dit in die kerkgronde, by 'n gemeente, by 'n kerk,
die storie pas net nie vir my lekker nie. Jy weet, ons het nodig om te bid vir hierdie kosbare siel wat nie reg gehelp word nie. Bid vir hierdie ou wat laat hy daadwerklik tot bekering kom, asseblief. Ek vra julle ouens om regtig hiervoor te bid. Want hierdie ouens moet verlore mense wat gehelp moet word om die lig te sien, ouens, asseblief. Wat ek ook opgemerk het by hierdie geleentheid en by hierdie bazaar staan die predikant van hierdie gemeente. Staan hy en rook sy sigaret. En ouens, is dit die voorbeeld wat leraars moet stel aan 'n verlore gaande wêreld? Nou die wêreld nie te verander nie, want die kerk het verander. Nee, ouens, bid ook vir hierdie leraar. Ek wil vandag vir jou vra, bid vir hierdie leraar wat so ver verlore is. Sodat hy gered kan word en sodat sy gemeente nader na God getrek kan word. Ek het 'n paar vrae wat ek wil vra en dit sluit in die volgende. Wat sal die kerkvaders wat hierdie denominasie jare terug begin het, vandag van hierdie denominasie sê en van hierdie kerk sê? Wat sal die planters van hierdie gemeente sê wat jare terug hierdie kerk geplant het? Wat sal hulle vandag sê as hulle in hierdie kerkbazaar was en vandag na hierdie gemeente kyk? Sal hulle trots wees op hulle? Of sal hulle verwoed wees? Sal hulle hartseer wees? Hoe sal hulle voel? Wat sal Jesus sê as hy hierdie gemeente moet besoek en hierdie kerk moet besoek? Sal hy hierdie kerk en hierdie gemeente komplimenteer? En so moet ek en jy kyk na onsself ook en na ons eie bedienings, ouens wat in die bediening is. Sal Jesus trots wees op ons? Of gaan hy ons as 'n gruwel beskou? Is daar 'n sigbare verskil tussen die Christene en die wêreld in jou gemeente en jou kerk? Die ander punt wat ek wil maak en wat ek ook opmerk, wanneer ek kyk na hierdie mense wat so sonde akkommodeer en afvallig raak, moet ek eerlikwaar vir julle sê, ek sien nie dat daar daadwerklike groei is nie. Hulle is besig om sonde en allerlei dinge te akkommodeer, net om 'n paar lidmate te behou en daarom 'n paar mense in die kerk te hou. En in plaas van dat hulle die ware evangelie gaan verkondig, het hulle dit verloor. Ek dink ons het regtig nodig om te heroorweeg. Daar is nie daai daadwerklike groei dat die kerk te klein geword het en sulke goede nie. En ek kyk spesifiek na hierdie kerk waar ek by hierdie bazaar was. Oor die tydperk wat hulle die kompromie gemaak het en verwêrelds het, kan ek nie insien dat hulle enigsins groei in die gemeente gehad het tot so 'n mate dat die kerk te klein geword het nie. Kom aan ouens. En selfs al het hulle daardie groei gehad, wat help dit? Jy het die kerk vol gemaak, maar die hemel leeg gemaak. Die ander ding wat ek opgemerk het tydens hierdie bazaar, en dit was eintlik bizar, as ek dit so kan stel. Die kerk is besig om geld te maak, om homself te verryk, om dit en dit en dit, en allerlei stories wat hulle met geld wil maak. Die kerk is besig met verryking. Terwyl ek ry by hierdie bazaar weg, en ek is ontsteld, ek is ongemaklik, ek is ongelukkig oor wat hier aangaan. En die toestand hiervan, die toestand is vir my skokkend. Ek is ongelukkig. Ek weet nie hoe om te voel hieroor nie. Ek voel selfs verward. En ek het 'n end gery en toe kom ek op 'n ander fees af en ek voel die gees van die Here sê vir my draai om, gaan kyk. En ek sien toe dit is die blikkiesfees wat deur Bosveld Stereo aangebied word vir armesorg. En ek het daar gaan ondersoek instel en ek het 'n interview gedoen met van die mense, met een van die direkteure van Bosveld Stereo. En aangenaam is ek verras. Ja, ten spyte van alles wat verkeerd is en wêreldse gaskunstenaars wat optree en al hierdie dinge, tree al hierdie mense verniet op by hierdie fees, sodat hulle arme sorg kan doen, sodat hulle verarmde mense kan help en vorentoe kan vat om te sorg dat hulle kos in hulle huise het. Dit is waaroor die blikkiesfees gaan. En wat 'n skok toe die gees van die Here vir my wys, dat die wêreld is besig om te doen dit wat die kerk veronderstel is om te doen. Kom, ek gaan jou na die woord toe vat. Ek sê dit nie uit myself uit nie, ek sê dit volgens die woord. Wat sê die woord hiervan? Wat sê God se woord hiervan? Jakobus 1:27 sê, reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Hoor mooi, om weduwees en wese te besoek en jouself en, ek wil nog 1000 keer sê en, nie net die weduwees en die wese nie, maar ook en
jouself vlekkeloos te bewaar. Moenie die vlekkeloos bewaar van die wêreld los nie. Die kerk het homself, wanneer ek terugkyk na wat daardie dag gebeur het, sien ek dat die kerk bewaar homself nie om vlekkeloos voor God te staan nie. Die kerk het besoedeld geword. Hy het totaal verwêrelds. En dis 'n hartseer saak. Mense, ons het nodig om daaroor te bid, laat God ingryp in hierdie saak. Wanneer die geleentheid kom, het jy nodig om te praat daaroor en te evangeliseer daar. Ek hoop regtig dat ons volgende jaar 'n evangelisasieveldtog kan doen as hierdie bazaar weer aan die gang is. Want hierdie mense het die evangelie nodig. Hulle het daadwerklik die evangelie van Jesus Christus nodig. Ek wil vir jou sê dat die kerk moet homself vlekkeloos bewaar. Nie die kerk het homself nie vlekkeloos bewaar nie, maar hy het soos die wêreld geword, het sy reinheid verloor. En ek is jammer daaroor dat die wêreld nou die kerk se werk moet doen. Jammer ouens, dit is verkeerd. Ek is baie ontstel daaroor, ek is baie ongelukkig daaroor. En weer eens wil ek vir julle sê, ek is trots op die goddelike kerke wat nog doen dit wat God vir hulle sê. Ek is trots op hulle. En ek sal hulle promote wanneer ek die geleentheid kry. En ek sal hulle ondersteun waar ek die geleentheid kry, want hulle is kosbaar vir my en vir God. Maar oor die algemeen moet ek vir julle sê, die kerk het ons grootste sendingveld geword. Ons het 'n verskriklike morele verval gehad. Die vrug wat ek oral opmerk in gedrag, in kleredrag, daar's geen heiligmaking nie. Hulle staan en rook en drink voor die kerk. Seksuele losbandigheid binne die kerk. Ons jeug val uit mekaar uit. Daar word soveel kompromieë gemaak in plaas van dat die jeug die ware boodskap van bekering ontvang. Ons lyk nie meer, die kerk lyk nie meer soos 'n tempel van God se gees nie, maar het afvallig geword en vol onreinheid geword. Mense, ons hoor baie praatjies van revival. En 'n revival, wil ek vandag vir jou sê, is massa bekering, is 'n magtige massa bekering van dorpe, van kerke wat selfs tot bekering kom. Revival bring berou oor sonde. Werklike revival, gaan lees op oor werklike goddelike revival oor die afgelope jare, oor die afgelope 2000 jaar. Dit maak die kroe toe, dit maak die wêreld se hoerhuise en hole toe. Dit bring ongelooflike berou oor sonde. Psalm 24 vers 3. En dit is die oplossing vir vandag. Vandag se oplossing, wil ek vir jou sê, is die volgende 2 skrifgedeeltes wat ek vir jou gaan gee. Wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Vers 4. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Kyk nou wat sê Jesaja, hoofstuk 40 vers 9. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag. Hoe hef jou stem op? Met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Ek sê vandag vir jou, klim op die hoë grond van ons morele standaarde wat dit behoort te wees. Kom ons klim terug op daardie hoë grond, kom ons klim terug op die hoë grond van ons Christen moraliteit volgens wat die woord van God ons sê, sodat die wêreld kan opkyk na ons en vir ons kan sê, en sodat ons vir die wêreld kan sê, sodat ons vir hulle kan sê, kom op hierheen, want hier is die plek waar jy jou God sal ontmoet. Wie eens, ons moet op daai hoë grond kom, soos wat hierdie skrif vandag vir ons sê, klim op die hoë grond, klim op 'n hoë berg, en sê aan die stede van Juda, sê aan die stede van Suid-Afrika, sê aan die gemeentes van Suid-Afrika, hier is julle God, op die hoë berg, en kom op die hoë moraliteit, kom ons kry weer ons moraliteit hoog, soos wat dit was jare gelede, kom ons klim weer op daardie hoë berg van moraliteit, sodat ons vir die wêreld kan sê, wanneer die wêreld opkyk na ons, sodat hulle kan sê, kom op hierheen, want hier sal jy God ontmoet. En daarmee sluit ek af vandag. Sien julle volgende. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die